Kom ons word nou stil voor die Here. Stuur u lig en u waarheid, o Here, en laat die ons lei, laat die ons bring na u heilige berg en na u woninge, dat ons kan ingaan na die altaar van God, na die God van ons jubelende blydskap. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus in die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing saam tot sy lof, Psalm 66. Psalm 66, die God van ons jubelende blydskap, roep ook die aarde op om te juig. Juig met blye galme en laat jubels opstyg uit die stof. Sing tot Gods eer julle dankbare psalme en maak hom heerlik in jou lof. Ons sing die eerste en die vierde verse van Psalm 66 en daarna bely ons geloof saam. Ons deel 'n belydenis met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, hy is die Almagtige, hy is die skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister nou met verootmoediging na die eise van die heilige God in wie se teenwoordigheid ons hier by mekaar is. En ons lees dit saam in Eksodus 20
Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. En die eerste gebod is, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Die tweede gebod is, jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Die derde gebod is, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Vierde gebod, gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde, die see en alles wat daarin is gemaak, en op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Dan die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. 6de gebod is, jy mag nie doodslaan nie. Die 7de gebod is, jy mag nie egbreek nie. Die 8ste gebod, jy mag nie steel nie. En dan die 9de gebod, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En laastens, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons antwoord nou die Here op sy wet deur Psalm 119 te sing. Psalm 119, die 19de en die 22ste verse. Heer, U is my deel op aarde en U woord is my die skat wat U aan my toebetrou het op 'n lange pelgrimspad. Psalm 119 vers 19 en 22 en daarna bid ons saam.
bid saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons belydenis vanoggend in ons sang is dat U goedertierenheid, dat dit deur die wêreldwytes heen dring. Daar is nie 'n plek op hierdie aarde wat nie U goedheid en U genade kan besing nie. Ja, selfs die skepping, so het ons vanoggend ook saam gesing, selfs die skepping moet juig oor die genade wat U aan ons bewys het. En ons dankie dat ons dit mag ken. Al is dit op hierdie stadium net 'n klein deeltjie daarvan, dit is soveel rykdom wat aan sondaar mense bewys word. Ons dankie dat U ons nie in die donker gelaat het nie, maar dat hierdie woord wat ons oopmaak en wat ons lees, dat dit 'n lig vir ons pad is en 'n lamp vir ons voete. Dat dit deur duisternisse dring en dat dit ons vastigheid gee en helderheid gee in 'n krom en verdraaide geslag, in 'n wêreld in die greep van die bose. Ons bid dat ons vanoggend dan weer eens verwonderd sal wees oor die heerlikheid en die majesteit van ons Here Jesus Christus, soos hy aan ons geopenbaar word in die woord. En mag die Gees kragtig in ons getuig dat hierdie woord die waarheid is. Ons bid dat ons in die skriflesing ook onsself sal sien in die gemeentes wat U deur U apostel Johannes aan ons voorhou. En dat ons met die aanhoor daarvan nie selfversekerd sal terugsit nie, maar dat hierdie woord sal deurdring. Soos ons ook lees in U brief aan die Hebreërs, dat daardie woord dring deur tot die skeiding van gewrigte en murg, skeiding van siel en gees. En mag die woord dan ook in ons openbaar hoe ons staan teenoor hierdie genade en goedertierenheid wat U in die Here Jesus Christus aan ons bewys het. Die oorlegginge van ons hart, hoe ons staan teenoor die koms van U koninkryk en die heiliging van U naam en U wil wat sal geskied. Ons bid dit in die naam van ons Verlosser, ons Here Jesus Christus. Amen. So ons lees weer uit die boek Openbaring, die getuienis van Johannes, die apostel op die eiland Patmos. Soos verlede keer lees ons weer die inleiding tot die 7 briewe wat aan die 7 gemeentes van Klein-Asië geskryf is. En dan sal ons in hoofstuk 2 sal ons dan vandag aandag gee in besonder aan die brief aan die gemeente in Smyrna. Maar eers hoofstuk 1 weer vanaf vers 9. Ek Johannes, julle broeder en deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en lydsaamheid van Jesus Christus, was op die eiland wat Patmos genoem word, terwille van die woord van God en om die getuienis van Jesus Christus. Ek was in die gees op die dag van die Here, en ek het agter my 'n groot stem gehoor soos van 'n basuin, wat sê, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, en skryf wat jy sien in 'n boek, en stuur dit na die 7 gemeentes wat in Asië is, na Efese en Smyrna en Pergamus en Thyatira en Sardes en Philadelphia en Laodicea. Toe draai ek my om te sien watter stem met my gespreek het. En toe ek my omgedraai het, sien ek 7 goue kandelaars. En tussen die 7 kandelaars, een soos die seun van die mens, met 'n kleed wat tot aan die voete hang en gegord om die bors met 'n goue gordel.
Sy hoof en hare was wit soos wol, soos sneeu, en sy oë soos 'n vuurvlam. En sy voete soos blink koper wat gloei soos in 'n oond, en sy stem soos die stem van baie waters. En in sy regterhand het hy 7 sterre gehou, en 'n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. En toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete. En hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie. Ek is die eerste en die laaste, en die lewende. En ek was dood, en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Skryf die dinge op wat jy gesien het, die dinge wat is, sowel as die wat gaan gebeur. Die verborgenheid van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het, en die 7 goue kandelaars. Die 7 sterre is die engele van die 7 gemeentes, en die 7 kandelaars wat jy gesien het, is die 7 gemeentes. En dan lees ons die tweede brief in vers 8 van hoofstuk 2, die brief aan die gemeente van Smyrna. En skryf aan die engel van die gemeente in Smyrna. Dit sê die eerste en die laaste wat dood was en lewend geword het. Ek ken jou werke en verdrukking en armoede, maar jy is ryk. Die lastering van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar 'n sinagoge van die Satan. Vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word, en julle sal 10 dae lank verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade ly nie. Dit is die woord van die Here, en ons lees tot sover daaruit. Ons sing nou in antwoord daarop weer saam, Psalm 119, en hierdie keer die 25ste en die 26ste verse. Dat U my verdruk het, Here, dit was enkel goed vir my, want daardeur het U my dieper in die kennis ingelei. Psalm 119 verse 25 en 26. Wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. So geliefdes, aan die begin van hierdie skrywe,
bevind ons onsself aan die einde van die 1ste eeu na Christus. Johannes is die laaste apostel wat nog leef. Hy bevind hom in ballingskap daar op die eiland Patmos. Dis 'n gevangeniseiland. Dis 'n strafkolonie waar die gevangenes klippe gekap het sonder enige hoop op ontsnapping. En Johannes sê dat daar 2 redes is hoekom hy daar is. Dis die woord van God en die getuienis van Jesus Christus. Terwyl ons dit vasknoop, verskuif ons blik na die vasteland toe, Klein-Asië, na die stad Smyrna. En dis 'n half eeu later. Daar word een van Johannes se destydse leerlinge na die brandstapel gesleep. Hy was die 86-jarige herder van daardie gemeente. Polycarpus was sy naam. Wat was sy oortreding? Hy het geweier om te erken dat die keiser Kyrios is. Om te erken dat daar 'n ander Here kan wees as die een Here, die Here Jesus Christus. Weg met die ongelowiges, het die inwoners van die stad geskreeu, en die Joodse gemeenskap was so meelewend met hierdie skare dat hulle help hout aandra het, selfs op die Sabbat help hout aandra het. Nou die owerhede self, hulle was nie lus om hierdie ou man aan die vuur oor te lewer nie, en hulle het by Polycarpus gepleit en gesê, kom nou sê net, keiser is die Here. Wat se kwaad is daarin? Wat se kwaad is daar om te sê, keiser is die Here? En sy antwoord weergalm deur die eeue. 86 jaar lank het hierdie man gesê, dien ek Jesus Christus, en hy het my nooit kwaad aangedoen nie. Hoe kan ek nou my koning laster, die koning wat my gered het? Polycarpus was getrou tot die dood toe. En ek glo hy het die kroon van die lewe ontvang, en ek glo as ons eendag daar by die feesmaal van die lam aansit, sal ons daardie broeder daar sien. Want hy wat die eerste en die laaste is, het dit in ons skrifgedeelte beloof, en hy is getrou en waaragtig. Ons skrifgedeelte praat van verdrukking, vervolging, beproewing. En vandag is dit iets wat vreemde woorde, nie waar nie? Ons ken dit nie eintlik nie. Ons lees daarvan, maar dit gebeur daar ver. Dit gebeur daar in die vreemde, met vreemde mense. Daar deur in China en Noord-Korea, waar die predikers, die wat nog wel daar mag optree, absolute lojaliteit aan die staat moet bewys, anders sal die deure van hulle geboue oopgeskop word, en die gemeentelede sal in strafkampe hulle daar moet sluit. Of in die moslimlande, daar waar bekering op die minste kan beteken dat jy jou werk verloor, of andersins dat jy selfs deur jou eie familie uitgelewer kan word. Of in afgeleë Afrika lande, waar Christen gemeenskappe aangeval en hulle dogters ontvoer word. Maar hier by ons gaan dit goed. Sulke dinge het miskien in ons verre verlede gebeur, tydens die reformatie van die 16de eeu, maar dit was lank terug, en ons gelowige voorouers was toe self na die brandstapels gesleep, maar ons moet erken, dit is ook tye wat vir ons vreemd geword het. Nou wat hierdie spesifieke gemeente betref hier in Koelsberg, hoef ons nou nie heeltemal so ver terug te gaan nie. In die 1800s, toe hierdie dorpie nog maar skaars bestaan het, was hier 'n groep lidmate wat Christus se psalms baie lief gehad het. Die psalms was hulle daaglikse spyse, soggens en saans. En hulle was getroue lidmate, getroue kerkgangers. Getrou het hulle hier oor die kliprande en die vrieskoue vlaktes en vol riviere met hulle ossewaans die nagmaal hier kom bywoon. Getrou hulle kinders hier ten doop gebring, getrou huweliksgebooie laat aflees.
Maar toe die Kaapse Kerk besluit om Christus se psalms met mensgemaakte gesange te begin vervang en die predikante dit begin afdwing het hulle beswaar aangeteken en bly aanteken. En daarvan is hulle uiteindelik van die nagmaal weggehou. En hulle kinders is die doop weerhou en kon hulle ook nie belydenis van geloof aflê nie. Nou vir hierdie diep gelowige mense was dit so goed soos 'n Patmos ballingskap. Maar dit was toe. Vandag is ons mos veilig, of hoe? In die westerse wêreld, maar ook hier in Suid-Afrika, word die ware kerk toenemend belaster, soos ons in ons skrifgedeelte lees. Die debat gaan nie meer oor of die Christelike geloof waar of vals is nie. Nee, die ware evangelie word eerder voorgestel as iets wat skadelik is vir die samelewing. Soos in Smyrna word die gelowiges nie net as dwaalend beskou nie, maar hulle is ook 'n bedreiging wat teëgestaan moet word. Ons is nie noodwendig verkeerd nie, maar ons siening is polities onkorrek, selfs gevaarlik. Ons hoef nie noodwendig verkeerd te wees nie, maar die siening is polities onkorrek. Preek ons die Bybel getrou, dan is ons uitsprake teen die akte van menseregte. Ons teenkeuse as dit by abortus kom, beteken ons is teen vroueregte. Ons is anti-gay. Ons is teen die evolusie geloof. Ons is onverdraagsaam. Ons is teen diversiteit. Ons pleeg haatspraak. Ons is liefdeloos. Islamofobies, homofobies. Nou hierdie belastering, hierdie etikettering, dit sal in 'n direkte verhouding staan tot die mate waarin ons oor hierdie sake preek en praat. Sê ons niks? Preek ons, liewe Jesus is lief vir ons almal, dan sal daar nie 'n probleem wees nie. Preek en praat ons wel hieroor, dan sal die poorte van die hel teenoor ons oopgemaak word. En dit is wat in Smyrna gebeur het. Dit kan maklik ook vandag gebeur. Wanneer die Christendom werklik openbaar word, werklik sigbaar word in 'n heidense wêreld, werklik hoorbaar word in 'n Christuslose samelewing, eerder as om veilig te speel, eerder as om afgesonder, gemaklik binne jou kerkmure te bly, is die waarheid hiervandaan uitgedra word, dan kan die magte van die hel in werking kom. En die Jode sal saam speel. Hulle sal selfs help om die hout vir die brandstapel aan te dra, soos dit met Polycarpus gebeur het. Nou, na wie verwys hierdie skrifwoord? Die mense wat sê dat hulle Jode is, maar nie is nie, maar 'n sinagoge van Satan. Broeders en susters, hulle is die mense wat die apostel Paulus in Romeine 9 beskryf. Hulle is Israeliete aan wie die aanneming tot kinders behoort en die heerlikheid en die verbonde en die wetgewing en die erediens en die beloftes en aan wie die vaders behoort en uit wie Christus na die vlees is. Maar nie almal wat uit Israel is nie, is Israel. Ook nie omdat hulle Abraham se nageslag is hulle noodwendig almal kinders nie. Dit skryf die apostel Paulus in Romeine 9 en vers 4 en verder. Mense wat sê dat hulle Jode is, maar nie is nie. Mense wat dieselfde Bybel as ons het, maar nie die Christus wat daarin is verkondig nie, of erken nie. Mense wat saam met ons die heerlikheid van die verbonde ontvang het, maar die Here wat daarmee verkondig word, verwerp het. Hulle kom nog by mekaar, die skrifte word nog gelees, maar hulle het 'n sinagoge van die Satan geword. En daar is sulke gemeentes, sulke kerke tussen ons, nie noodwendig streng Joods nie, maar met 'n Joodse ingesteldheid. Hulle verkondig dat die Messias nog moet kom, of hulle verkondig 'n ander Christus.
as die een waarvan ons in die skrifte leer. Met die Jode het dit goed gegaan in Smyrna. Die mense wat bereid was om 'n kompromie aan te gaan, hulle het goed vir hulle self gedoen. Want Smyrna was 'n ryk stad. Goed geleë op die winsgewende handelsroetes, groter en mooier as Pergamus en Efese, so lees ons in die geskiedenisannale. En die Jode was welvarend. En die goddelose heidene was ook goed daarin toe. Maar die Christen gemeente daarenteen was arm, so het ons gelees. As jy by die waarheid staan, as jy in hierdie wêreld weier om toe te gee, en as jy nie die knie voor die keiser of die staat wil buig nie, dan mag jy dalk net gou uitvind dat die mynmanne se hande toe is en die krane vir jou toegedraai word. En dan word dit 'n verdere vernedering, die feit dat jy in 'n stad met soveel oorvloed, dat dit jy is wat arm is. Ek ken jou armoede, sê die een wat self ryk was, ontsaglik ryk was, maar terwille van ons arm geword het. Hy ken, hy weet, Christus vereenselwig hom met hierdie gemeente. Word hulle geboei? Hy was self geboei. Was hulle dakloos? Hy het self geen plek gehad waar hy sy hoof kon neerlê nie. En tydens sy verblyf hier op aarde was hy bekend as die man van smarte. Selfs die dood het hy ook geken. En Christus ken ook hulle vertwyfeling. Is dit die moeite werd? Is dit die hartseer werd? Is dit die hartseer werd om van my eie familie vervreemd te raak? Omdat ek byvoorbeeld oor die sonde van sodomie praat. Almal aanvaar dit tog deesdae. En hier is 'n hele paar sinagoges in hierdie omgewing vir wie dit geen probleem is nie. Waarom sal ons nou krap waar dit nie juk nie? Is dit die moeite werd wanneer die deure in jou gesig begin toeklap, wanneer jou besigheid begin skade ly? Is dit die moeite werd as jy agterkom dat die media en die staat teen jou draai? Is dit die moeite werd as jou foto in Sondag se rapport verskyn omdat jy glo dat Christus die regeerampte vir manlike ouderlinge gereserveer het? En jy word as agterlik en chauvinisties voorgestel. En dit sal nie noodwendig gou ophou nie. Die brief aan Smyrna, die brief bied geen kits antwoord op die vraag van hoe lank nie. Baie is al bespiegel oor die 10 dae wat in vers 10 genoem word, maar soos al die ander getalle in die boek Openbaring kan ons dit nie letterlik opneem nie. Maar al wat ons verseker weet, is dat die dae van verdrukking versigtig afgetel word. Niks word aan toeval oorgelaat nie. En al sou ons 'n leeftyd lank beproef word, dan sal dit maar net 10 kort dae wees, 'n oomblik in vergelyking met die eindelose ewigheid van geluk wat voorlê. En eintlik was hulle ryk, want aardse rykdom, geliefdes, is bestem om een of ander tyd te vergaan. Maar daar is rykdomme wat ewigdurend is. Moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde, hier waar mot en roes verniel en waar die diewe inbreek en steel nie. So leer ons in Matteus 6. Die wêreld gaan verby, sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Dis 1 Johannes 2 vers 17. Hulle bly nie net vir ewig nie, maar hulle sal die kroon van die lewe ontvang. Dis 'n oorwinnaarskroon. En die apostel Paulus verwys ook daarna. Trouwens, die getroues is volgens hom, hulle is meer as oorwinnaars. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking? Of benoudheid? Of vervolging? Of honger? Of naaktheid? Of gevaar? Of swaard?
Ons is mos verseker dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus, ons Here is nie. Wees getrou tot die dood toe. En hy sal ons die kroon van die lewe gee. En hulle wat die kroon van die lewe het, en hulle wat oorwin het, sal nie deur die tweede dood skade ly nie. Dis natuurlik die keersy, geliefdes. Die keersy van die kroon van die lewe is die tweede dood. Ons weet mos waarna verwys word, die tweede dood. Vir die eerste keer in die boek Openbaring word dit hier genoem. Maar ons is al reeds bekend daarmee. Ons ken dit reeds uit die woorde van ons Here Jesus in Matteus 10, vers 28. Moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Maar vrees hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Die eerste dood is die dood wat sy hand op die liggaam lê. Moenie daai dood vrees nie, sê die Here. Vrees liewer die dood wat die liggaam kan doodmaak en die siel kan verderwe. Dit is die tweede dood. Nou broeders en susters, dis met soveel sekerheid dat ons gereformeerde voorouers en voorgangers die volgende aanhaling onder aan die kerk se wapen gebring het. Die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. Maar nou weet ons, dit is slegs die Smyrna gemeentes. Daardie gemeentes wat nog altyd deur al die eeue daar was, dis net die Smyrna gemeentes van wie dit uiteindelik waar sal wees. Hulle was getrou tot die dood en hulle het nie kompromie aangegaan nie. Amen. Kom laat ons dak. Onse genadige God en hemelse Vader, ons bid dat ons met hierdie wonderlike evangelie woord wat ons het, skat wat deur eeue aan ons oorgedra is, dat ons eendag goeie rentmeesterskap daarvan sal kan gee. Dat ons eendag van ons Here sal kan hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegte. Dat ons van ons Here en Meester sal kan hoor dat ons getrou was, selfs al was dit tot die dood toe. En dan bid ons op hierdie dag, daar die wêreld oor waar daar soveel gelowiges is en soveel gemeentes is, wat daagliks in vrees moet lewe. Wat daagliks moet lewe met die swaard van vervolging wat oor hulle heers. Ons bid dat U met daardie mense sal wees, ook in die westerse wêreld, soveel van hulle wat al hoe meer vervolg word weens die getuienis wat hulle lewer teenoor 'n verlore gaande wêreld. En dan bid ons Hemelse Vader dat ons dit waardig sal wees om een van die kandelaars te hê van wie hier gepraat word in die boek Openbaring, die kandelaars wat die lig van die evangelie mag versprei in alle waarheid en lering. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sing ten slotte Psalm 145. Psalm 145, die laaste 3 verse, 10, 11 en 12. Die Here is reg in al sy weg en sy werk. In sy goedheid ken die wêreld deur geen perk. Hy's naby die siel wat tot hom sug, en hy troos die hart wat skreiend tot hom vlug. Verse 10, 11 en 12 van Psalm 145. Die Here is reg in al sy
nou die seën van die Here en gaan daarmee in hierdie week wat kom. Die God van die vrede, wat die groot herder van die skape, naamlik ons Here Jesus Christus, deur die bloed van die ewige testament uit die dode teruggebring het, sal julle volmaak in elke goeie werk om sy wil te doen. Amen.